net sommer dit noem, ons het 'n bietjie probleme gehad met ons WhatsApp groepe die afgelope week. Blykbaar het hulle ons, daar's te veel mense wat ons blok. 12 WhatsApp ons sommer afspreek. Terrible. So as jy die, asseblief, moet ons nie blok as jy hier opgaan nie, hoor. As jy die preke wil ontvang, daar is QR-kodes daarvoor, die QR om net, dit is 'n nuwe groep. En as jy die preek, die groepnotas Samuel wil kry, dan is daar ook 'n kode wat jy daar kan sit, wat jy ook op 'n groep sit. Alright, maar dan moet jy dit ontvang. Is dit reg so? Moet ons nie mute nie. Blykbaar is daar AI wat kyk hoeveel ons gemute word. So, Ek dink mute en blok, ek weet nie wat hulle kyk nie, so ons probeer albei vir my. Mute of blok. En dis staan die sosiale media, is dit nie, Harry? Ek meen, as jy kyk hoeveel tyd ons spandeer in sosiale media, wie is groot op sosiale media? Ek sien daar is nou 'n hofsaak in Amerika rondom die verslawing van Meta en dis blykbaar nou op YouTube. It's amazing. Hulle is besig om te kyk na hierdie dinge en besef hoe baie mense, ons leef eintlik 'n weird tyd. Mense se lewens word digitaal geleef. Amper avatars. Ons is amper avatars van onsself. Jy weet, ons het hierdie idee dat ons belangrik is. Jy weet, mense wil belangrik wees. Jy weet, jy agterkom, almal wil influencers wees. Dis 'n interessante ding. 'n Influencer. Is jy iemand enige influencer hier vandag? Johnny? Niemand? Okay. Nee, betuig wil influencers wees. Jy weet, wie van julle, as jy iets gepost het en niemand like dit nie, is dit terrible. Enigiemand. Want jy wil 'n like hê, Koos. Ek en jy, verstaan ons wil likes hê. Jy weet, jy wil al mee, en dan het ons friends, wat eintlik absoluut belaglik is. Wat 'n vriend is dit? Helfte van die friends ken jy nie, en jy sien hulle nooit nie, maar hulle is jou friends. Renate? Genuine. It's amazing. En dan is daar nog ander dinge, soos followers, wat eintlik ook net weird is. Hoeveel followers het julle? Wie die meeste followers? Wie het meer as 100 followers hierso? Okay. Iemand, Frikkie sê ons nou die dag, hy het net 2 followers en een van die followers het gesê nou die dag hy wil lead. So hy het probleme met sy followerskap, verstaan jy, want die 2, een wil lead en hulle is baie dinge sê, hulle wil kyk waar hy is en jy weet wat hy doen elke oomblik. So dis net 'n terrible ding, jy het followers. Wie jou volg? Ek meen, wie wil my volg in elk geval? Boring life. Jy neem jou foto van jou, verstaan jy, van jou ontbyt en dan stuur jy dit op en dan, dis wonderlik, verstaan jy, en dan weer vanaand as ek voor ek gaan slaap, dan wys ek hoe lyk my hare voor ek gaan slaap en almal hou daarvan en dit is amazing, verstaan jy, en dan gaan jy iewers uit en jy gaan oor see en jy wil dan 'n foto neem van jou voor die Eiffel Tower en almal, wonderlik, jy weet, en dan kry jy meer followers. Dit is eintlik amazing, dit is ongelooflik hoe baie van ons vreugde afhang van hoe belangrik ons is dit nie so nie? Dat ons raak gesien word en ons lewe amper wat is die beste woord daarvoor? Ons lewe moet amper gestamp word deur ander mense, dat dit legit is. Is dit nie so nie? Ons kan nie net ons lewe leef nie, ons moet dat iemand anders te vir ons sê, ons is belangrik genoeg, daarom leef ons. Dis net 'n amazing konsep waarin ons leef op hierdie stadium. Jy het al gesien hoeveel mense net nie deur hulle eie oë kan leef, hulle moet deur hulle selfoon se oë leef. Dis 'n preek vir 'n ander dag, maar ek noem nou net so 'n paar random goeters hierso wat net vir my weird is vir ons lewe. Verstaan jy, jy's by 'n golf game, een van die grootste golf games en almal is hier besig met hulle fone, verstaan jy? Ek was ook daar, verstaan jy, nee, ek het langs jou gestaan. Verstaan jy? Jy het nie eens agtergekom nie, want jy is so besig met jou foon, verstaan jy? Maar al die dinge gaan daaroor dat ons belangrik wil wees, en die kerk ongelukkig het hierdie kultuur van belangrikheid en van legitimizing, dis nou 'n Engelse woord, legitimizing my bestaan, dat ek belangrik is, het ons nie vrygespreek nie, want in die COVID-era moes almal digitaal gaan, en die kerk moes digitaal gaan, en ewe skielik kan jy almal se preke hoor, en dan moet jy kyk, hoeveel preke na jou geluister, vir mense het nou na jou geluister, verstaan jy, want dit bepaal hoe effektief jy is as 'n predikant, verstaan jy, want as mense na jou luister, dan het jy tog 'n invloed. Ons het glo by onsself dat dit is die kerk. Ongelukkig is dit nie, ek dink dit is 'n nuwe ding nie, ons kyk na ons views en ons kyk na ons followers en ons kyk na ons likes, om in die kerk te wys, jy weet die kerk is ons is darm belangrik vir die Here. Die Here werk by ons, want ons het 'n klomp likes en followers en jy weet, miskien was dit nog altyd so.
Die vroeë 2000s, onthou ek, ons het gevlieg hier na Pretoria toe. Pretoria is die hub van die Christendom. Dit is ongelooflik, dit is eintlik wonderlik. Ek meen, ek het nog altyd ervaar, die Here het nog deur die jare wonderlike, jou paale by Oosterlig, wonderlike dinge gedoen in Pretoria, verstaan jy, en deur in hierdie stad. Maar nou, in die 2000s het almal opgevlieg Pretoria toe, want nou wil jy gaan kyk wat die ouens daar reg doen. Verstaan jy, jy wil kyk, wat se goeders hulle nou doen, wat se songs sing hulle, wat se nuwe jeugbedienings het hulle, verstaan jy, wat se projektor gebruik hulle, want blykbaar die projektors was belangrik in daai tyd, verstaan jy, jou projektor bepaal hoeveel mense kom. Verstaan jy, dit is 'n amazing ding, verstaan jy, so jy wil daarna kyk en jy kyk funksionaliteit vir jou gebou en jy weet, jy moet daar sekere stoele hê, want jy wil dan nie mense vir 2 ure laat sing en sit en jou stoele is nie ordentlik nie, so jy moet dan kyk wat se tipe stoele, en hierdie wat ek nou sê, maak ek nie op nie. Dis die scary deel, as jy gedink het ek is besig om sarkasties te wees of om grappies te maak, dit is nie so nie, Tiaan. Dis waarna ons kom kyk het. Hoeveel mense het julle, dit was die groot vraag van die kerk, hoeveel het julle gegroei hierdie jaar? Jy weet, hoeveel mense is gedoop hierdie jaar? Dit was die groot vraag van daai tyd, verstaan jy? En interessant genoeg, dit het nog nie verander in 2026 nie, want ons moet baie versigtig wees dat ons dink ons het verander, maar elke keer as ek iemand ontmoet wat my lanklaas gesien het, en hulle wil iets hoor oor die kerk, dan vra hulle wat? Hoe gaan dit met julle? Sien jy, my gaan dit baie goed. Sê maar, hoe gaan dit met julle? Kruispad. Wat wil jy weet? Wat dink jy wil hulle weet? Iemand het nou dag vir my gesê, jy het dan baie gestagneer, verstaan jy, in die laaste 16 jaar? Alright, okay, wonderlik. Maar dis die ding, ons wil weet hoeveel followers en likes en lidmate en goeders het ons het, en daar seker iets daarin om te sê, wie wat, as jy nie, jy weet, daar is hierdie ding, as jy die groei nie, dan, jy weet, dan is daar iets fout met jou, en in hierdie tyd, dink ek, is Johannes die Doper nog wel vir ons 'n verskriklike belangrike figuur, en maak julle Bybels oop, nou, hier is 'n lang inleiding, om te kom by Johannes 3 vers 22, Johannes 3 vers 22 tot 31. Hier is net 'n amazing gedeelte en dit elke keer vang dit my want ek wil sê vanoggend vir julle en as ek geklink het nou in die eerste paar lyne asof ek praat oor iemand wat daarmee struggle. Hy staan nie voor. Alright. Okay, so as julle gedink het ek praat oor die kerk iewers buitekant ons, nee, hierdie ou wat hier voor sit, struggle ook daarmee. En so, Johannes 3 vers 22, hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Interessant genoeg, net verder aan staan daar, mense het gedink, Jesus het gedoop, hy het nie gedoop nie. Dit is sy disippels wat gedoop het, en hierdie was nie die doop wat na die opstanding gebeur het nie, hierdie was 'n reinigingsdoop. Hierdie was 'n doop wat hulle 400 voor Christus, het hulle al begin met hierdie doop, waar onthou julle die reinigingsbad in Levitikus, waar iemand wat vuil is, wat miskien 'n velsiekte gehad het, of 'n vrou deur haar menstruele siklus gegaan het, moes in hierdie bad inklim, om gedoop te word, sodat sy weer rein kon word, dis wat hier plaasvind. En so daar's 'n reiniging, en hulle het geglo die Messias kon kom, hier, Johannes het geglo die Messias gekom, die volk moet reggemaak word, hulle moet gereinig word, en hy het hierdie reinigingsritueel toegepas. Johannes was ook besig om te doop, vers 23, by Enon naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het daarom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het tussen Johannes en die volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook, en almal gaan na hom toe. Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, ek is maar net voor hom uitgestuur, die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom, en is baie bly wanneer hy sy stem van die bruidegom hoor, daarom is ek nou met blydskap vervul, hy moet meer word, en ek minder. Hy wat van bo af kom, is bo almal, hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat in die hemel kom is bo almal.
Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God. Want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. 'n man in 'n wildernis. Johannes is 'n tyd soos hierdie. Moet ons weer kyk na Johannes as die toonbeeld van die kerk en die een wat die bruidegom aankondig. Hierdie man wat in absolute in die wildernis gebly het en mense het hom toe gestroom by hulle honderde, by hulle duisende teen want die geskiedskrywer in Josefus praat van Johannes en as Josefus praat van 'n man in daai tyd en Johannes die doper by name noem, dan weet jy hy het 'n geweldige invloed gehad. Maar hier staan Johannes in die middel van die woestyn met kameelhare as sy drag en hy eet heuning en sprinkane. Dis 'n amazing ding. Jesus sê op 'n stadium vir sy volgelinge, nou weet julle gaan kyk in die woestyn. Dit was nie glamour nie, dit was nie, jy weet, daar was iets van sy teenwoordigheid wat gewys het, dat hy uit hierdie tempel uitgaan, want dit is korrup, en hy beweeg in die woestyn, en mense volg hom, en hoekom hulle hom volg, sal niemand weet nie. Maar hier is die een ding, Johannes die doper het geweet waarvoor hy geroep is. En ek dink dis die belangrike deel, as jy weet waarvoor jy geroep is, dan maak nie saak wat gebeur nie, jou roeping bly vas. Want dit gaan nie oor wat mense sê van jou nie, dit gaan nie soseer oor wat mense dink van jou nie, dit gaan daaroor dat jy weet waarvoor jy geroep is. Want as jy weet waarvoor jy geroep is, dan kan jy enige iets weerstaan wat mense na jou toe gooi, want jy weet hoekom jy is waar jy is, en doen wat jy doen, en dit is nie vir menslike aanvaarding nie. Kom ons sê dit vir mekaar, is dit nie so nie. Ons wil graag almal hê moet van ons hou. Enig iemand? Ag, kom steek net jou hand op dat ek nie enigste een is, asseblief. Wie hou daarvan as almal van hom hou? Zijn, ek en jy is dieselfde. Ons hou daarvan as mense hou van ons. Verstaan jy? Maar die probleem is met jou roeping, as Jesus Christus jou roep om te volg, dan roep hy jou om wat te doen met jouself. Om dood te gaan in jouself. Dit is 'n interessante ding. Hy roep jou nie om famous te word nie. En as jy dit nie verstaan van jou roeping wat Jesus op jou lewe het nie, dan gaan jy nooit jou roeping vervul nie, want jy gaan altyd wonder, wat sê mense van wat ek nou doen, en wat ek nou is. En Johannes is hier die absolute teenkant daarvan. Jy kan hoor, hierdie man, hy het al alles afgesterf wat hy afgesterf is. Hy moes die hoëpriester wees, maar iewers is hy, besef hy die Here roep hom vir die woestyn. Wie word geroep na 'n woestyn toe? Here asseblief, Mossel Bay, George, woestyn nee. Okay, sorry, daai was sommer net 'n kantopmerkingie ook. Jy sien, hier is die interessante ding. Hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, hulle het 'n fight, hierdie volgelinge van hom. Daar het toe tussen Johannes en die volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom. Nou wonder ek baie keer, wat was die woordewisseling? Want die vraag wat hulle vir hom vra is eintlik anderste, want hulle sê die woordewisseling was oor die reiniging. Maar tog as hulle 'n vraag vir hom vra, dan kom jy agter daar was iets anders aan die gang. Dit was nie so seer oor die teologie van reiniging waaroor hulle praat nie, maar dat Jesus eintlik meer mense kry as hy. Partykeer is dit die geval. Verstaan jy, ons praat oor die teologie en ons sê ja, maar daai is die teologie en daai, maar eintlik waaroor dit gaan is, die hart daarvan is, hulle trek meer mense as ons. Klink dit bekend? Vir Johannes die Doper se volgelinge het dit nie gegaan oor die teologie van die reiniging nie, soos dit nie. Meeste van die tyd nie gaan nie. Meeste van die kere as ons, ek dink teologie is belangrik, hoor my nou mooi, Christian teologie is belangrik, maar baie keer as ons teologiese fights het baie keer met mekaar, is dit nie so seer dat ons 'n teologiese, wesenlike teologiese verskil het nie. Ons is net bekommerd dat daai mense meer trek as ons. En dis presies wat hulle aan hom sê, Rabbi, hy wat oor kan die Jordaan by u was, van wie jy getuig het, weet jy, hy doop ook, en almal gaan na hom toe. Die kerk aan die kant die rivier kry meer mense as ons.
En dis die interessante ding, dit was nog altyd so, dit is nooit anders te nie. En Johannes se antwoord is vir my so mooi, en dit is vir my en vir jou vandag, en ons die hele verstaan van wat belangrik is in ons lewens, en dat ons moet minder word en hy meer word, en sy antwoord is, alles wat ons het, kom van bo af. Dit wat jy het, is nie joune nie. As die Here vir jou autoriteit gegee het, en die Here het vir jou 'n sekere posisie geplaas in hierdie kultuur, dan is dit nie omdat jy so goed was nie, maar hy het dit vir jou gegee, en hy kan dit wegneem wanneer hy wil. En daarom, as die Here vir jou 'n sekere autoriteit gegee het, in 'n bepaalde plek waar jy leef, dan moet jy dit gebruik ter wille van hom, en nie ter wille van jou nie. Want hier is die ding, ons almal is geplaas in 'n sekere posisie van autoriteit. Ons het sekere mense, wat ons follow, dit is so, maar hulle follow ons, soos wat Paulus sê, volg my, soos wat ek vir Christus volg. Nie volg my ter wille van my nie. Kyk hoe oulik is ek, kyk hoe nice is ek is hierdie besigheidsman, ek het baie sukses behaal, verstaan jy weet, en dan wil almal hoor wat jy gedoen, is dit nie so, is maar dieselfde oral, elke sfeer van lewe, verstaan jy, is 'n suksesvolle boer, en almal wil weet hoe plant hy, en wat doen hy, en almal vra hom om te kom praat, in die, by die groot konferensies, verstaan jy, sê vir ons, hoe doen jy dit, verstaan jy? En op die einde sê hy, nee, niks wat jy het, kom van jou af nie. God gee dit tot eer van sy naam. As ons dit kan verstaan, dat niks wat jy het, is joune nie. En Johannes die Doper verstaan dit, dat niks wat hy is, en wat hy het, en wat gebeur met hom, het te doen met wie hy is nie, maar te doen met wie God is. En dit gaan oor God se eer, en nie sy eer nie. Die tweede ding wat ek dink Johannes besef is, jy besit nie die bruid nie. Die kerk van die Here Jesus moet dit besef. Hoor wat sê hy vir hulle? Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Daarmee sê hy, Christus kom uit die hemel uit, hy's bo my, hy's verhewe by my, en hy het die autoriteit gekry. Julle self my getuies het ek gesê het, ek is nie die Christus nie, ek is maar net voor hom uitgestuur. Ek gaan net dit vandag weer eens, ek het nou die dag so 'n wonderlike ervaring gehad. Na Sondag se preek het Christian my kom sien en 'n paar jong manne en sommer net gepraat oor wat ek gesê het. Sê het, "Jesus Fred, ek dink jy het iets verkeerd gesê daar." En ons het hierdie lekker gesprek gehad en so en weet jy wat vir die wonderlikste van hierdie gesprek, Christian, is dat hierdie ouens besef het, Fred is nie Christus nie. En hy kan ook foute maak. Dis die wonderlikste ding wat gebeur, as iemand jou kan kom en jou nie oë kyk die en vir jou sê, wie wat ek dink jy het nie die woord gepreek nie, of ek dink hierdie ding wat jy gesê het afbreek gedoen in terme van wat die woord sê. Want dit beteken dat hulle verstaan dat die skrif bo die prediker is. En Christus bo die prediker is, en God bo die prediker is, en dat die Gees van God deur ons werk verseker, maar dat die liggaam van Christus mekaar moet accountable hou op grond van die woord, nie op grond van my prediking nie, maar op grond van wat die woord sê. Kan ons dit vir mekaar bly sê in Kruispad? Dis crucial. Niemand besit enige bevoegdheid wat nie uit die hemel uitkom nie. Julle self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, ek is maar net voor hom uitgestuur. En dan sê hy die volgende, die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Dit klink so obvious. Die bruidegom is die een wat ek het gister weer 'n trou gehad. It's an amazing ding. Billa het getrou, Ellen Lee. Ek kan nou nog nie sê Ellen Lee nie, hy is Billa vir my. Ek ken hom vanaf hy so klein is. Nou staan hy daar voor, verstaan jy? Jy weet, Johan, jy nou die week staan daar voor, nou kom hy, nou het jy klomp strooijonkers hierdie langs die kant, en dis gewoonlik die ouens wat omkap ook halfpad deur 'n seremonie, verstaan jy, maar nou is die strooimeisies en strooijonkers, verstaan jy, hier sit die bruidegom, nou kom hierdie bruid aan, sy's mooi, sy's, jy weet, in wit geklee en goeders, imagine die volgende oomblik spring een van die strooijonkers uit, kom ek vat jou gou, kom hier so, dis nie jou plek nie, want jy staan voor die bruidegom. Wie gesien moet word is die bruidegom, nie die strooijonker nie. En baie keer is die kerk daai plek waar die strooijonker so half voor die, jy weet, kyk na my,
Jy weet mos vrouens, jy mag onthou net skoonmaas as jy jou kind nou trou, moet asseblief nie die show steel met jou rok nie, asseblief. Trek maar beige aan en hou jou bek. Verstaan jy? Dis min of meer wat jy moet doen, verstaan jy? Dis min of meer jou taak by 'n troue, verstaan jy? Jy daag net op en lyk mooi en wys nie die vinger, verstaan jy? Hy is die ene, sy is die ene, dit gaan oor die bruid en die bruidegom, het gaan nie oor jou nie, jy gaan nie die show steel nie, hulle kies gewoonlik pakke wat nie lyk soos die bruidegom nie, sodat jy net nie uitstaan nie, dis gewoonlik beige of bruin, verstaan jy? Al hoe meer sê ouens vir my, ek moet swart aantrek, wat ook al, of ek moet iets aan, nee, want jy is nie die ou nie, jy is nie dit nie, waaroor dit gaan is hierdie bruid wat afstap in haar wit klere, en die bruidegom wat vir haar wag, en dis wat die kerk van die Here Jesus wil doen, die kerk van die Here Jesus, al wat hy wil doen, die ou wat preek hier voor, en as jy getuienis is, al wat jy wil doen is uit die pad uitkom en net wys, al wat jy wil doen is uit die pad uitkom en net wys. Johannes se vreugde, hoor wat sê hy hierso. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Daarom is ek met blydskap. Wie wanneer is die wonderlikste deel van 'n blydskap wat ek ervaar as die stem van die Here gehoor word? Dis die wonderlikste deel van om te preek. As jy kan verdwyn en die stem van die bruidegom kan gehoor word. Daarom gaan dit nie so seer oor wie hier voor staan nie. Hy is irrelevant, want dis nie die stem van die bruidegom nie. My stem is nie die stem van die bruidegom nie. As ek die woord verkondig en julle hoor die woord, dan hoor julle die stem van die bruidegom en dit moet julle bly maak. As jy praat met iemand, gaan dit nie oor jou nie. Ons is so gefokus op wat sê ek nou, wat doen ek nou? Nee, praat die woorde van die bruidegom en dan word jy vervul met blydskap, want God word gehoor, Christus word gehoor. En of dit nou ek of Christian is wat voor staan, het absoluut niks te doen met niks nie. Maar as jy die woord hoor, en jy hoor die bruidegom, dan moet jy met blydskap vervul word. En dis die amazing ding, elke keer as ek die woord hoor, maak nie saak wie dit verkondig nie, dan moet ek die blydskap hoor, want ek hoor die bruidegom praat, ek hoor hom praat. En jy besit nie die bruid nie. Ek wil weer verklaar vanmiddag, of vanoggend, dis nog oggend, Annie, ek besit nie Kruispad nie. Hierdie is nie my gemeente nie. Die Here kan môre besluit om my weg te neem. Hy het nie vir Fred Lou nodig nie. Die bruid behoort nie aan die een wat preek nie. Of die leierskap nie. Die bruid het 'n behoort aan die bruidegom. Dit beteken nie dat die leierskap nie verantwoordbaar is, Johan, teenoor die Here vir hoe die bruid hanteer word nie. En dat ons die bruid voed, soos wat ons hulle moet voed nie. Maar dit beteken dat ek nie besitreg het op enige iemand hier nie. Daarom wil ek vandag verklaar, as jy 'n ander gemeente kry, wat jy hoor die Here se stem beter en jy ervaar dat jy die bruidegom kan volg op 'n wonderlike manier deur daai gemeente, wil ek vir jou sê, Kruispad besit jou nie, jy het nie attestate hier nie, dis hoekom ons van die begin af gesê het, ons gaan nie lidmaatskap uitdeel nie, want jy behoort aan die kerk van die Here Jesus en nie in die eerste plek in Kruispad nie. En so, laat weet my net as jy na 'n ander gemeente toe gaan, asseblief, hoef ek nie meer te worry oor jou nie. Nee, ek joke nou. iets daarvan om te sê, wie wat, ons is deel van die kerk. As die kerk wen, dan wen ons wat die bruidegom wen. Dit wil nie sê jy kan na elke liewe gemeente toe val soos jy wil nie. Nee, jy gaan na 'n gemeente toe waar jy glo die woord verkondig word en jy sit jouself daarin en jy verdrink jouself daarin, want ons is die bruid, so ons kyk na die bruid ook wanneer ons by mekaar is en ons kyk na mekaar en dis wat ons doen. Verstaan jy? Dis wat ons doen. En my blydskap is vervul wanneer ek die bruidegom hoor. Nommer 3 wat hy sê, hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word en ek minder. Hier is die som. Wie wil hê Jesus moet meer word?
Okay, nou moet jou hand hoog opsteek, Eddie, ek wil jou sien, verstaan jy? Wie wil hê die Here moet meer word in my lewe? Nou moet jy versigtig wees. Want hier is die som. As hy meer word, word jy nie meer nie. Verstaan jy dit? As jy in jou lewe wil hê hy moet meer word, dan gaan jy minder word. As hy meer word in jou lewe en jy sê Here, met alles wat binne my is, wil ek sien dat U meer word in hierdie gemeente. Want hier is die vraag wat ons moet vra. Ek gaan nou kom by die vraag wat ons vra. As ek wil hê dat Christus gesien moet word en dat mense na Christus toe kom, my grootste ding is as hulle wat Johannes sê, as hulle Jesus volg en my bediening loop leeg hierdie kant, want hulle gaan oor kan die rivier, want hy is daar, dan wil ek almal daar hê. En dan moet julle nie na my toe kom en sê, ons almal gaan na daai gemeente toe. Nee, prys die Here. Ek gaan nog steeds getrou wees hier. Ons gaan nog steeds sit hier so in hierdie saal. Ek gaan tot die dag wat ons dood is, gaan ons die Here verkondig en dit wat ons gaan doen, ons gaan die woord bring, maar die bottom line is Christus gaan verheerlik word en as hy meer word, gaan dit wees dat ek minder word. Interessant, as Jesus met Paulus kom ons in 2 Korintiërs 12 en sê hy die doring in die vlees. Daai die storie van die doring in die vlees. Jy skud jou kop, jy onthou daai doring in die vlees, alright. Daar's 'n doring in Paulus se vlees en dan sê hy by die Here, hy vra vir die Here, asseblief haal die doring uit my vlees uit. Verstaan jy, dis geweldig irriterend. Nou, almal het al bespiegel waaroor gaan die doring? Wat is die doring nou? Is dit iets 'n sonde? Dankie. Is dit 'n sonde of wat is dit? Wat maak dit dat Paulus dit sê? En dan kom die Here en dit gaan nie so seer oor die doring nie, want elke ou van ons het iets waarmee hy struggle, wat jou eintlik nederig hou, wat eintlik wonderlik is. Maar daar's sekere goeie wat jou net nederig bly, waar jy afhanklik bly van die Here. En dan sê die Here vir hom die volgende. Hy sê vir Paulus, in jou swakheid word ek gesien. Sê Here, asseblief kan U nie my krag gebruik nie. Asseblief, verstaan jy? Ek wil liewer, ek wil daai tye, ek wil hê U moet gesien word wanneer ek sterk is, asseblief. Verstaan jy? In die swakheid, ja Paulus. Jou grootste bediening is wanneer jy swak is. In fact, die hele Bybel is vol van wie? Van disappointments. Daar's nie heroes in die Bybel nie. Jy agterkom. Daar's nie geloofsheroes nie. Hulle is almal disasters. Noem 'n naam, enige naam. Wat jy dink 'n hero is in die Bybel. Jan, dankie vir daai naam. Verstaan jy? Ek meen Dawid die hero. Ja. Hy sien 'n mooi vrou wat bad en hy val vir haar en hy moor haar man. Wonderlik. What a hero. Dink julle sal na so 'n predikant luister? Jy gehoor? Hy het moord gepleeg om die ander ou se vrou te kry. Ja, kom ons beroep hom. Petrus? Nee, ene mense hardloop weg vir enige iets, verstaan jy? Tot na die uitstorting van die Gees. Mense dink die Gees het jou van, ja, tot na die uitstorting moet Paulus hom aanspreek. Die leier van die kerk moet Paulus aanspreek en sê jy dwaal Petrus, want jy maak asof jy so saam met ons is. Die oomblik toe die Jode kom, toe spring jy na hierdie kant toe. Toe sê jy nee, ek eet nou net kouserkos. Jy wat die visioen gekry het. Paulus en Barnabas fight so dat hulle nie met mekaar kan saamleef nie, dat hulle opsplit. Daar is nie heroes in die Bybel nie, daar's een hero in die Bybel en dis Christus. Die res van ons wys ons vingers na hom toe. En ons swakheid is hy sterk. Sy krag kom te voorskyn in ons swakheid. Dit wil sê jy probeer nie swak wees nie. Hoor my mooi, hy sal jou swak maak. Hy sal die doring in jou vlees sit. Hy sal jou wys waar jou hoogmoed sit. Want wat hy eintlik soek is, hy soek iemand wat absoluut homself uitstort op as 'n lewende offer, wat niks word nie. Sê Here, U kan alles wegvat.
As U gesien kan word, vat alles weg. Tot al wat oorbly. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wondrous compassion and purity. Dis wat hy vra. Daarom kruispad. Wat met die kerk haarself afvra, wat met die bruid haarself afvra. Ons moet regte vrae vra en anders gaan ons verkeerde antwoorde kry. Die vraag wat kruispad moet vra is, iemand vir jou vra, hoe gaan dit met kruispad? Dan sê jy vir hulle, ons probeer minder word sodat hy meer word. Dis 'n lekker antwoord. As iemand my weer vra, hoe help my? As iemand my weer vra, hoe gaan dit met kruispad? Dan sê jy, ons probeer minder word sodat hy meer kan word. Want vir ons gaan dit oor die bruidegom. En ons wil sien dat die bruidegom se stem moet gehoor word. Ons probeer eintlik verdwyn. Ons probeer eintlik heeltemal verdwyn. En ons vreugde lê dat hy meer word. Nie lidmaatskap nie, nie meer mense in die saal nie, want hy bepaal dit. Kan ons dit vir mekaar sê? Wie bepaal dit? Wie bepaal dat jy vanoggend hier is? Is jy seker daarvan? Nie om Willie nie. Wie bepaal dat jy hier sit vanoggend? Wie het 'n afspraak gemaak met jou vanoggend? Die Here. Sodat jy hier is, en hierdie is die volle getal van wat die Here wou gehad het hier vanoggend. Daar's niemand missing nie. Hoe amazing is dit? Want ek weet terwyl ek preek, dan dink amper, gewoonlik as mense ons hier, dan dink hulle almal wat nie hier is nie, wat eintlik hierdie preek moet hoor. Dis die hoorste ding van 'n preek. En dan is jy dink, as daai vrou dan net hier was vanoggend. Sy het nou dit nodig gehad om dit te hoor. Ek dink ek moet haar YouTube channel aflaai. Verstaan jy? Jy weet, jy dink mos altyd aan, nie jy moet hier wees. Jy moet hier wees. Die volle getal van wie jy moet wees is hier. Die remnant is hier. En op die einde van die dag, toe Jesus aan die kruis sterf, toe is wie's daar? Handjievol. Want hy sterf. En dis waarvoor hy ons roep. Ons moet sterf van onsself. En as die koringkorrel in die grond val en sterf, dan bring dit vrug voort. Amen. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hier te kan staan en te kan weet dat U in beheer is, dat U absoluut die God van die heelal is. En dat ons dink baie keer ons het beheer, Vader. Ons dink baie keer ons het beheer oor die gemeente of oor die kerk van U kerk, U bruid. Maar Here, eintlik wil ons net uit die pad uit staan. Help ons om uit die pad uit te kom. Vader, as ons enigstens voor U staan, vat my weg. Dat al wat oorbly is net U. Want ons vreugde word vervul as ons U stem hoor. As ons die bruidegom se stem hoor, daarin lê ons vreugde in hierdie gemeente. Mag dit so bly. Mag dit so bly dat wanneer ons U stem hoor, daar vreugde in ons hart opwel en ons weet U is hier. U is hier. Hoe wonderlik is dit nie, Vader? Ag Here, ons lewe in 'n samelewing wat so kyk en ons is deel van daai samelewing, Vader, as ek dit, ons is so op ons likes en ons followers en ons views. Vader, ons wil hê dat U gevolg moet word. Dat U gesien moet word. En dat mense U sal lief hê. U moet meer word en ons minder. Amen.